Baie welkom by ons diens. Ons het ons Heer gesê, aangesien hulle nou verlede week nie was nie, moet hulle maar vandag bietjie meer werk. So dis hulle diens vandag, hulle gaan sing, hulle gaan speel, hulle gaan bedien vir ons, net soos wat die Here hulle lei. Amen. So geniet dit saam met ons, as jy nou 'n liedjie of twee is, ons het daarom gewone liedjies gesing, so moenie bekommerd wees nie, jy gaan almal van hulle ken. Ons wil welkom sê vir almal wat baie lank klas hier was, almal wat weer by ons is, geniet dit saam met ons, Isaac, julle enjoy it. Reinhard, hulle baie welkom, Johnny, hulle baie welkom, almal wat lank was hier was, geniet saam met ons, wees vry, moenie bekommerd wees nie, ons dien die Here hier met ons alles. Amen. Kom ons staan net so, gaan ek ons open met gebed, dan gaan we red vir ons die koortjies lei. Kom ons sluit die oor. Here, baie dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat U vir ons, Here, nog 'n kans, nog 'n geleentheid gegee. Here, help die Here vandag met die diens, Here, maar laat U Gees vandag, Here, hier beweeg soos nog nooit nie. Here, ons dink aan almal wat siek is, almal met omstandighede, maar ons weet ook, Here, U is daar. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Die Here is goed, sê U amen. Amen. Draai links en regs en agter jou, sê vir almal goeiemôre. Die wat vreemd is, gaan dan tuis toe in die huis van die Here. As jy jou vrou nog nie môre gesê het nie, sê vir jou vrou ook môre. Of jou man. Amen. Ek wil graag die diens begin met 'n skriflesing in Psalm 145 vers 3. En ek glo dit is elkeen se hart volgens en dit is my hart ook en dit is om ons na die huis van die Here te kom. Dit sê, die Here is groot, sê die Amen. En baie lofwaardig. En sy grootheid is ondeurgrondlik. En daarom is ons almal vanoggend hier om die Here te loof en te prys. Ons as jong mense het ons in jeugkamp gehad, ons is almal fired up om hierso te wees. Dis hoekom hulle so vol smiles is vanoggend, want hulle is bly om in die huis van die Here te wees en vir U te bedien. Ons eerste koortjie wat ons gaan sing is Iemand is hier en hy is my. Amen. Iemand is hier
kan aanraak. As ek net sit soveel geloof gehad, het sy gesê, as ek net 'n bietjie van hom het, dan gaan ek heeltemal gesond word. En kom ons sit dit volgende in oorwinning. Kom ons sê, Here, as ek net nie vir 'n oomblik kan aanraak, weet ek dat al my omstandighede gaan verander. Al my siekte gaan genees word. So wanneer jy hierdie liedjie sing, moet dit nie net so oor te sing nie. Kom ons sing dit omdat ons dit glo. Amen. Lukas 15 vers 2 sê, die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle die gelykenis en sê, wat 'n man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, sal nie die 99 in die woestyn laat staan, agter die een aangaan wat verlore is, totdat hy hom kry. En dan, as hy hom gekry het, hom op sy skouers met blydskap laat. My boodskap vandag vir elkeen is, en wanneer jy in aanbidding gaan sing, ons eerste liedjie is Reach Out and Touch the Lord. Jesus gaan en hy haal die skaap uit, die skaap wat verlore is, die skaap wat weggeval het, en hy los die 99. En baie keer dan voel jy, Here, ek is nie eers meer waardig, dat jy moet omdraai en terugkom na my toe. God sal jou altyd kry waar jy is. Hy gaan jou altyd ontmoet in jou omstandighede. Maak nie saak hoe ver jy teruggeval het nie. Maar hy nodig dat jy jou hand uitsteek en sê, Here, hier is ek het nie nodig. So ons gaan in aanbidding en my gebed is regtig dat jy net 'n bietjie sal vergeet van die een lang show, vergeet van dit wat by die huis aangaan, vergeet van dit wat gebeur het voordat jy gekom het. Reach out and touch the Lord because He is passing by. En hy sal jou hand vashou en jou uithelp uit jou omstandighede. Amen. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find such a mercy to hear your heart cry. He's passing by this moment. No need to survive.
Amen. Ek het vergeet broer Julie se vrou en my vrou wil 'n liedjie sing. So Julie gaan daar op die stoel gaan sit saam met my. Dan gaan ek vir hulle gou 'n kans gee. Ekskuus vir suster, ek het stil vergeet. Verskoon my, hulle gaan gou vir ons 'n liedjie sing voor Julie vir ons gaan bedien. Dit is vir ons bid dat ons dit ook weer bietjie daar is nie so. Maar die Here gaan vir ons
Ek is seker van ek vraag, maar nou is dit Julie se weer. Hy gaan vir ons die woord kom bedien soos wat die Here dit vir hom gegee het. Amen. Wat is staan vir ons? Strek ons hande uit op die Here. Dankie dat Julie vandag vir ons hier in die beste kan tree. Dankie dat hy vir ons die woord kan bedien soos wat dit op sy hart gelê het, Here. Dat hy spreek by spirit wees, hy wil nie staan nie, maar die Here. Loof en ons prys die wonderlike naam. Amen. Amen. Nou kyk, is altyd 'n voorreg, 'n eer om die woord te kan bedien, terwyl Mariette en Annie die lied sing, gewaar ek daar is iemand wat 'n smagting het na die aanraking van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil vir julle sê vanmôre dat die antwoord lê in gebed. Amen. Die antwoord lê in jou binnekamer. Dis terwyl ek gaan julle vra om julle boek 'n woord oop te maak in Daniël 9. Terwyl julle blaai na Daniël 9 toe. En ek wil nie baie uitbrei in die details nie, maar Saterdag aand klim ek in die bed. In die laaste tyd is al baie dinge wat gebeur het. Ek dink elkeen het omstandighede, elkeen het sy dingetjies. En Saterdag aand klim ek in die bed en ek sê vir die Here, ek is moeg. Nie dat ek nie aan die slaap kan raak nie, maar ek is geestelik moeg. Ek is moeg om
met 'n persoon vas te sit. Ek is moeg, en ek is eerlik met u vanmôre, ek is moeg dat, want soos die Afrikaners sal sê, wanneer die pap reën, of wanneer, wat sê die pap reën moet jy skep nie, maar wanneer die moeilikheid kom, dan sê weer, dan kom dit. Maar wat my pla is, en wat my moeg maak van hierdie hele situasie is, dat dit is mense wat ek na opkyk. Dis mense wat ek lief het. Dis mense wat ek saam die Here dien. En dan maak ons dit vir mekaar moeilik. En ek vra, en ek sê vir die Here, ek is moeg. Ek verstaan dit nie, jy moet my verskoon vanmôre. Miskien is daar 'n sekere persentasie wat baie persoonlik is vanmôre. En as ek die woord vir u bring, as ek dalk so 'n bietjie emosioneel raak, maar ek gewaar iets is, die salwing is hier vanmôre. En ek glo die woord van die Here gaan met elkeen praat vanmôre, want ek wil vir u sê vanmôre in my hart, as ek na die kerk en die bruid van God kyk, dan lyk dit maar 'n bietjie stikkend vanmôre. Ons sing hier almal saam en ons prys die Here saam, en ek wil vir u sê, ek praat nie net van lede in Christus, Louis Trichardt nie, ek praat nie net van een denominasie vanmôre nie, ek praat van almal reg oor die wêreld, wat mekaar nie kan verdra nie, maar ons wil die Here saam dien. Kom ons lees wat sê Daniël, en ek wil vir u sê, die Here is getrou. Op 'n unieke wyse antwoord die Here my, en ek wil vir u sê, ek is nie hier om vanoggend pak slaag te gee, om jou te beskuldig van iets nie, maar daar is iets wat geopenbaar is, en ek wil dit graag aan die gelowiges, en ek wil dit graag aan die kerk van die Here gee, want lank genoeg het die vyand van ons beroof. En ek wil dit tot vanmôre tot my beskikking so ver as ek kan, nie uit myself uit nie, maar soos wat die Here ons lei, dit stop. Hy sê in Daniël 9, ek moet seker my preekies kort maak. 'n gebed van Daniël, die 70 die Messias. En soos ek dit maar lees, hou maar by, ek gaan hier en daar skiet, maar ek sal vir julle noem waartoe ons gaan. Hy sê in vers 1, in die eerste jaar van Darius, die seun van Asaror, uit die geslag van die Meders, wat konings gemaak was oor die koninkryk van die Saldeërs. In die eerste jaar van die regering het ek Daniël in die boek gemerk dat die getalle jare waarvoor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig, om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smeeking te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag Here, groot en gedurende God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstanding gekom en van u gebooie en verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na die knegte, die profete, wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerhede en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. As u Here kom die geregtigheid toe, aan u Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou, wat hulle teenoor u begaan het. Here, aan ons kom toe die beskaming van die aangesig,
aan ons konings, aan ons owerhede en aan ons vaders, omdat ons teen U gesondig het. Ek wil vra dat ons verder aangaan in vers 15. In vers 15 sê hy, nou dat, o Here ons God, wat U volk uit Egipte land met 'n sterke hand uitgelei en vir ons U naam gemaak het, soos dit vandag is. Ons het gesondig. Ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens U geregtigheid, U troon en U grimmigheid van U stad Jerusalem, U heilige berg afgewend word. Want ons sondes en die ongeregtigheid van ons vaderlandwil in Jerusalem en die volk waarvoor van versmading vir ons almal rondom ons is. Of rondom ons. Hoor dan nou, ons God, na die gebed van die knegt en na sy smeking. En laat ter wille van die Here U aangesig skyn oor die heiligdom wat woes lê. Neig U oor, my God, en hoor, open die oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar U naam oor ons uitgeroep is. Wat nie op grond van die geregtigheid verwerp of ons smeking voor die aangesig neer nie, maar op grond van die groote barmhartigheid. Here hoor, Here vergeef, Here merk op en doen dit. Vertoef tog nie om U ontwil, my God, want U naam is oor hierdie stad en die volk uitgeroep. Terwyl ek nog spreek en bid en my sondes en die sondes van my volk bely en my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp, terwille van die heilige berg van my God, terwyl ek nog spreek in gebed, het die man Gabriel wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom en omtrent die tyd van 'n aanspysoffer. En hy het my onderrig en my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van hierdie smeking het die woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is die gesalfde man. Jy gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. 70 seventalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig en om die maat van die sondes vol te maak en om die ongeregtigheid te versoen en om die ewige geregtigheid aan te bring en om die gesig en die profeet te beseël en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou tot die gesalfde. 'n vors, 'n 77-talle, 'n 70 talle land sal dit herstel en opgebou word met pleine, slote, maar tye van benoudheid. En na 72 talle 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van die vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal die oorlog wees, vasbeslote verwoesting. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van hierdie week sal hy 'n slagoffer en 'n spysoffer laat opbou. En op die vleuel van die gruwels sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort wees. Tot sover in die woord van die Here. Voel of ek die hele boek Daniel deurgelees het. As ek net gou die boek hierdie gedeelte vir ons kan oopmaak, en in konteks kan kom wat hier gebeur het is, Daniel lees die boek Jeremia.
En in die boek Jeremia in vers 1 sien ons dat hy sê, terwyl hy hierdie profesie van Jeremia lees, of wat deur Jeremia uitgaan, besef hy dat die ballingskap tydperk van die volk is 70 jaar lank. En as ek dit reg kan onthou, dink ek dit was die 66ste jaar. En hy besef, as die woord van God gespreek het, en hulle moet oor 70 jaar uit ballingskap uitgaan terug na Jerusalem toe, is daar 'n probleem, want die volk van die Here lê verwoes. Maar hierdie is een van die grootste en die mooiste gedeeltes persoonlik vir my. Want Jeremia profeteer nie net en Daniel lees dit raak nie, maar dit is so duidelik en so helder wat die Here daardeur Jeremia geprofeteer het. En hierdie profesie het ongeveer 160 tot 170 jaar voor Daniel dit gelees het dit gebeur. Nou hoor hoe perfek is dit nou gewees. Terwyl Daniel dit lees, en hy besef die volk lê in 'n pynhoop, kom die Here en hy sê vir hom, Daniel, soos wat jy die volk sien, so sal dit wees tot die einde toe, tot wat Jesus gaan kom. En ek wil net so vinnig deurblaai, hy sê die 77 talle, dis 49 jaar. Vir 49 jaar vandat hulle uitgegaan het, om hierdie tempel te herbou. Maar voor dit gebeur het, was daar 'n man met die naam van Kores, sê ek dit reg, Kores, wat die ballingskap aangeval het, en die koning van van hulle oorgevat het, en hulle verwoes het. En hierdie gebeurtenis, toe dit gebeur, toe vat Daniel, en hoor hoe mooi en hoe perfek dit is, vat hy hierdie boek van Daniel na Kores toe, en hy sê vir hom, ek het geweet, jy gaan hier moet wees, en die Here het bepaal, dat jy hier moet wees, en God het bepaal, dat jy moet oorwin, en God het jou naam genoem, 170 jaar terug, dat jy die een gaan wees, wat ons gaan terugstuur, na die land van Jerusalem toe. En ek wil vir julle sê, as jy nog nie besef, dat God jou geken het, nog voor jy gebore was, bepaal het waar jy moet staan, en wat jy moet sê, op 'n bepaalde tyd, wil ek vir jou sê, ons dien 'n lewendig en 'n werklike God, waarvan jou hand en sy handpalm geskryf is. Amen. En die woord van Johannes 10 sê, Jesus self, dat die vyand kan jou nie uit God se hand uitdruk nie. Ek het iets kosbaar hierdie week geleer, dat die vyand het geen reg en geen mag oor jou nie. Maar ons as mens maak deure oop. Maar ek wil nie van die woord af weghelp nie. Ons as mens maak deure oop, en dit gee die vyand die mag om iets of 'n inslag op jou lewe te maak. Maar soos wat jy is met die Heilige Gees en jou geloof, het hy geen krag en geen mag oor jou nie. Prys die Here vir dit wat hy vir ons gedoen het. Maar in hierdie tyd wat hulle uitgaan in hierdie tempel, hierdie 77 talle van 49 jaar, is hulle uitgestuur en hulle kon die tempel en die stad herbou, maar verder sê die woord daar se 70 talle. En hierdie is ongeveer 438 jaar. Saam gee dit vir ons 483 jaar. Na 483 jaar gaan daar 'n gesalfde wees, het ons gelees. En hierdie gesalfde gaan uitgeroei word. En ons weet vanmôre dit is Jesus Christus. En die ouens wat nou bietjie slim is, as ek nou weer net 'n punt kan, net van 'n interessantheid, as jy die datums gaan vat en jy gaan werk dit terug, dan reken hulle hierdie 438ste jaar is in die middel van Jesus se bediening. Hoe perfek is dit nie? Maar om dit bietjie meer perfek te maak, is daar nou alles wat baie slim is en hoe korrek dit is, kan ek nie vir u sê nie, maar hulle reken dat hierdie 438ste jaar, 83ste jaar, is op die dag wat Jesus met die donkie in die stad ingery het. Hoe perfek kan 'n 170 jaar se profesie
nie vir ons uitwerk nie. Maar verder gaan Jesus en hy sê, en dan sal daar 1 week na dit kom, 1 week van verdrukking. Oom Johan praat hierdie week by die selgroep, die getal 40 praat met hom. En ons is in ons 40ste jaar. En na hierdie 40ste jaar is waar ons moet vorentoe gaan. Ons moet in die land Kanaan toe gaan. En volgens hierdie woord wat God aan Daniël gegee het, en in die tydlyn wat ek en u lewe ons so naby aan die 7de week, of 1 week, ekskuus. Ons wag vir daai 1 week wat moet kom. Ons wag na al hierdie profesie wat gebeur het vir ons Jesus Christus om te kom. Dan sê God vir Daniël, maar Daniël, soos wat jy die volk sien, onthou net een ding, ek sê dit nou vir jou, soos wat jy hom sien, sal die kinders van die Here op die dag wees wat ons wag vir daai 1 week wat moet voorkom, so sal hulle ook gesien word. Dis vir my hartseer om te weet, ons lê woes en leeg. Want die vyand het dit reg gekry om ons te breek. En hoe ek op hierdie afgekom het, en ek sê nie vanmôre dit kom van die Here af nie, die Here het 'n unieke wyse, maar ek kan nie vanmôre sê, so sê die Here nie. Ek het 'n ding gekyk, en in hierdie program is daar 2 mense, ek ken maar die Engelse woord, 'n podcast. Julle weet wat dit is, ek weet nie eens wat die Afrikaanse woord is. Potgooi. En hulle praat met 'n man wat hoogs in satanisme was. En hy kom tot bekering in die eerste Suid-Afrikaanse satanistiese kerk. Verskyn Jesus aan hom en hy kom tot bekering. Maar dit wat hulle as 'n organisasie of wat ook al op die tafel het hy nou op die lappe gebring. En hy sê dat die vyand het elke 9 jaar het hulle agenda reg oor die wêreld. En hierdie agenda word uitgevoer en word geoefen of geïmplementeer en dit word uitgevoer met 'n absolute doel om dit te bereik. En in 2027 moet die volgende doelwit gestel word. So met ander woorde, soos wat ons nou is daar 2 jaar oor met die huidige doelwit. En die doelwit van die vyand is, en die mense wat hom volg, om hulle te gebruik, om die eenheid in die kerk te breek. Dis hulle doel. Want sonder eenheid kan 'n kerk nie funksioneer nie. Want die groot prentjie daarna is dat daar 'n wêreldorde in plek moet gestel word in 2027. En ek sê weer, dit is 'n agenda op 'n tafel, of dit gaan gebeur, kan ek nie sê nie. Of die plan uitgevoer gaan word, kan ek nie sê nie, maar dis die plan. En in hierdie wêreldorde verduidelik hy so, al die gelowiges, of die wat in 'n geloof is uitgenooi om deel van dit te wees. Maar elke geloof het 20 mense, wat hulle in Engels sê, wat hom represent. Dan gaan hulle vir hierdie geloof vra, verduidelik my jou geloof, dan gaan hierdie 20 mense aan hulle dingetjies doen. Dan gaan dit by die Christene kom, en hoe, wie en waar daar gaan sit, kan ek nie vanmôre vir julle sê nie, maar dis die plan, en al 20 gaan Christendom anders te verduidelik. En daarom, omdat dit anders te verduidelik word, gaan hulle sê, ons kan julle nie glo nie. En omdat ons julle nie kan glo nie, kan julle nie deel wees van hierdie orde nie, en daarom as hulle nie deel is van hierdie orde nie, en dit word gevorm, gaan Christendom onwettig verklaar word. Daar gaan nie kerk gehou word nie, daar gaan nie gesing word nie, ons gaan nie Bybels meer gelees word nie, want dit gaan onwettig verklaar word. Want wat die vyand gedoen het is, hy het die eenheid in die kerke gebreek, sodat die 20 wat moet verduidelik waaroor Christendom gaan, nie dieselfde taal kan praat nie. So, omdat jy nie dieselfde taal kan praat nie, hoe kan ek jou glo? En ek besef, hier in my binneste, die vyand, sonder dat ons dit weet,
En ek moet met alle eerlikheid sê, ek gee vanmôre die vyand geen eer nie, maar wat ek vir u sê, sy planne is aan die lig gebring. En ek sê nie vanmôre dat die vyand dit reg gekry het om ons uitmekaar te skap. En toevallig het Mariet gesê dat die skape die een word geroep. Al los hy die 99, maar die skape is uitmekaar uitgespat vanmôre, want die skape ken nie meer die stem van die Here nie. En baie voorbeelde in die woord van die Here is daar. In die Ou Testament kan 'n mens sien hoe hulle die Baal aanbid het. Hulle het verval in afgoderry. Dis niks nuuts vir ons nie. Nog niks wat tans nou gebeur is eers niets in die oë van die Here nie. Dit het al gebeur. En ek kan nie nou vanmôre hier staan en vir al die verduideliking gee van, soos wat die sondagskool vanmôre verduidelik het van waar hulle die goue kalf aanbid het terwyl hulle gewag het vir Moses en hulle verval in afgoderry nie. Hulle draai hulle rug op God nie. Maar kan ek vir u sê, dit gaan nie oor 'n volk wat sy die groot prentjie is omdat hy sy rug teen God gedraai het. Maar vanmôre was dit deur een enkele persoon wat begin mou het om te kan sê, hoe lank moet ons nog vir Moses wag? En daai enkele vuur het gebrand en het verswyn en het gemaak dat 'n hele volk afvallig raak. Dan kan ek hierso vanmôre 'n woord sê in Jesaja self sê, hy weet die Sondag, die sondige volk, die ongeregtigheid, die geslag van kwaaddoeners. God self spreek met 'n volk waar hy sê die hele volk is afvallig. Om 'n afvallige volk voor God te hê is niks niets nie. Maar ek wil nie vashak of tyd uitdraai nie. Ek wil na u toe kom vanmôre. En ek wil net vinnig noem, sonder God in 'n eenheid. En toets dit vir jouself. Sonder God saam met ons in 'n eenheid is daar sonde, daar's oordeel en dan eindig ons op in ballingskap. Dis die prentjie. Maar ek wil vanmôre van my kant af dit baie mooi en duidelik stel. Ek is nie hier om te beklei nie. Ek lê Saterdag voor die Here. Ek weet nie van u of u vra het soos ek vra het nie, maar ek is baie bekommerd oor baie dinge in my lewe. Want ek het met my eie oë en u ken my getuienis. Ek het selfs my tassie in Louis-Trichardt gepak en weggery. Ek het met my eie oë gesien waar 'n kerk in twee skeur. Ek sien met my eie oë waar mense hulle self verdeel tussen twee herders. Of mense wat nie een kan verdra op grond van wat hy wil hê nie, dan pak hy sy tas en hy besluit, hy bly hier, maar hy gaan kerk daar. En ek wil vir u reguit sê vanmôre die woord van die Here sê, as jy weet van iemand wat iets teen jou het, gaan en maak reg met hom. Hoor mooi, hy sê, as jy weet van 'n persoon wat iets teen jou het, gaan jy en maak reg met hom. Die woord van die Here sê, as jy 'n probleem met 'n persoon het, dan gaan praat jy met hom. En wanneer daai persoon nie luister nie, dan gaan jy en dan gaan haal jy vir jou 'n getuienis en dan gaan praat jy weer met daai persoon. En as hy nog nie hoor nie, dan maak jy hom dat hy by die tussen die gemeente gehoor moet word. En as hy nog nie wil hoor nie, dan moet jy die stof van jou voete afvee. Maar jy het geen reg om 'n persoon, om 'n kind van die Here aan te vat nie. Jy sien die probleem van ons kinders van ons Here is, ons het 'n woord en ons sien hierdie woord as 'n wapen, maar die wapen was nog nooit gerig om teen 'n mens op te gaan nie. Die wapen van die woord van God is gemaak om die vyand aan te val. Want om jou hand sodra ek ongelukkig is met jou en ek kan nie meer die Here saam met jou dien nie, en ek besluit om op 'n ander plek die Here te dien, dan gaan soek ek nog bevestiging ook. Hoor my hart vanmôre. Ek wil vir julle sê, ek was daar. En ek moes hierdie week met my aangesig voor die Here gaan lê en my hart uitbely.
Want soos wat Lucifer Eva aangeval het met die woord en haar verlei het hy selfs hoe kan ek sê, die guts gehad om Jesus aan te val. Met die woord van God dan nie. En as ek 'n probleem met oom Johan het, dan maak ek my woord oop. Dan sê ek vir hom, die woord van die Here sê so en so. Ek wil vir jou sê, as jy dieselfde speletjies as die vyand wil speel, dan pleeg jy godslastering. Ons dink as ons God se naam in 'n sinnetjie gebruik waar dit behoort nie, dan sondig ons. Maar ek wil vir jou sê, jy gaan voor die Here moet staan en verduidelik waarom jy sy woord gebruik het teen die kinders en die gesalfdes van die Here. Want die woord van God was nog nooit daarvoor gemaak om dit so te gebruik nie. Die woord van God is tot verheerliking van hom. So die wat verlore is, nie hoef te gaan vergaan nie, maar sodat die liefde wat daarin is, om kan red. Nie deur my krag of deur jou krag nie. Ek het die voorreg gehad om die jeug te dien, met Jesus wat die water en wyn te kan verander. En ek wil vir jou sê, as die wêreld by jou stop vandag, en hy vat 'n skepie van dit wat in jou is dit nog die waters wat jy saam met jou loop, of het Jesus al jou waters in jou lewe in wyn verander? Want ons spreek 'n ander taal. Geen mens kan die wyn uitgiet as jy dit vir jouself gebruik of tot nuttig van jouself nie. Want die verheerliking van Jesus Christus wat binne in jou is, wat hy in jou geplant het, is daar om vir die ander iets te kan beteken, nie tot verryking vir jouself of eer vir jouself te vat nie. Dit wat die Here in ons dienste laat gebeur, dit wat die Here, die wonderwerke wat moet gebeur, en dit gebeur. Hoor mooi. My hart was seer. Toe ek moes luister, waar 'n kind sê, vanmôre gaan 'n gesalfde diens wees, want hierheen het preek vanmôre. Ek wil vir jou sê, as jy opdaag vir 'n profesie, om te hoor wat die man vir jou gaan sê, of die vrou vir jou gaan sê, as jy opdaag by 'n diens, om te verwag, dat dit 'n gedansery en 'n opkikkery moet wees, is jy in daai plek vir die verkeerde redes. As jy opdaag en agteraan 'n man aan 'n hardloop, om te hoor wat oor sy lippe gespreek word, wil ek vir jou sê, jy sit op die verkeerde plek. Nie op die heilige plek nie, in jou hart sit jy op die verkeerde plek. Ek wil vir jou sê, hou op agter 'n mens aan hardloop en begin agter Jesus Christus aan hardloop. Want as jy agter Jesus Christus begin hardloop, dan kom die liefde, die heerlikheid van God in jou binneste, dan is daar 'n liefde wat jy vir jou naaste kan gee. Lank genoeg het die vyand, die eenheid tussen ons broers en susters begin breek. En ek wil vir julle sê, of jy my nou glo of nie, maar dit is 'n realiteit. Dit is die doel van die vyand, om die kerk van die Here te breek, sodat hy op die troon kan sit, saam met die anti-kris in die tempel wat gebou moet word. Maar wat ons nie besef nie, daar's 'n liggaam van Christus wat opgebou moet word. En in hierdie liggaam van Christus wil die hand vir die voet sê, jy kan dit nie dra nie. Maar die voet wil vir die hand sê, jy kan nie loop waar ek loop nie. En die mond wil vir die voet sê, of vir die ander gedeelte sê, maar jy kan nie praat soos wat ek praat nie. Maar ek wil vir jou sê, hand, jy kan ook nie dra wat ek dra nie. Maar jy kan nie loop waar ek loop nie, maar ek het jou nodig om my te dra daar waar ek loop. Mond, ek het jou nodig om my op te lig daar waar ek swak is. En in ons as tempel van die Heilige Gees, wil ek vir julle sê, en verstaan wat ek draai sê vanmôre, die tempels van die kinders van die Here lê mekaar uitgebreek. 'n tempel wat Jesus gesê, hy sal afbreek in die vlees en herbou in 3 dae, wat nooit afgebreek sal word nie. Maar die vyand kry dit reg, dat die klein tempels nie saam kan werk nie. Want dit wat oom Johan het ek nie, maar ek het hom nodig. Dit wat broer Gert het, ek het jou nodig. Brother Isaac, I need you, more than you think I need you. Broer Pieter, ek het jou nodig. En ek wil vir julle sê, moenie na 'n mens vanmôre kyk nie, want ek kan selfs vir enige iemand by die naam noem. Ek kan vir Wensel sê vanmôre, ek het hom nodig. Hy het al so baie dinge in my lewe gedoen, want ek moes besef in my hart, julle sal nie glo wat dit daai man al gedoen,
wat ek moes besef het. Die klein goedjies van die lewe, wat die moeite werd is, om aan te neem nie. Maar die liggaam van Christus, is uit mekaar het gespat. Hoor mooi. Kom ons gaan net, ek wil nie verder beklei nie, maar dis 'n realiteit. Ek weet dit word gerekord, maar ek gaan dit sê, want jy weet, ons moet begin kyk na waar ons oë oprig. Want as ons gaan onder mekaar gaan begin beklei, of die hoed reg is en of die hoed verkeerd is. Ek wil vir jou sê of jy vark eet of nie vark eet nie. My vrou sê altyd, dit help nie jy eet vark, maar jy gedra jou soos 'n vark. Ja. En ek wil vir jou vanmôre sê, as jy jou hoed op jou kop sit en jy dink jy's heilig, dan het jy die punt daarvan gemis. Dis wat die Here in jou hart plaas. Luister baie mooi. My vrou sit vanmôre in hierdie diens. Sy het nie hoed op haar kop nie, maar ek kan vir u waarborg as getuienis, sy sal nie in haar binnekamer ingaan sonder 'n hoofbedekking nie. Want God het vir haar dit geopenbaar om dit in haar hart te verduidelik waaroor dit gaan. Ons is nie hier om 'n skynheilige voorbeeld te wees nie. En ek wil nie afbreeking maak van ons hoede nie. As die Here dit op jou hart gelê het, weet jou wat jy aandag gee op dit nie. Dis baie belangrik. As jy nie weet wat die konsep van 'n hoed dra is, jy kom praat met my pastoor, dan verduidelik ons dit vir u. Maar ek wil vir u sê, as jy hom dra en jy dink jy's heilig, dan sit jy die punt mis. Amen. Ek wil vir u sê, as ons kyk na denominasies in ons land, ons kan nie eens ooreenstem met wat die doop beteken nie. Ja. Ons kan nie eens ooreenstem van wat is die orde van 'n kerk nie. Dit moet so en dit moet so gehou word. Maar wanneer die dag dit aan die wêreld moet verduidelik word, dan is die wêreld meer teen mekaar. Ek verstaan nie, wat ons praat oom Johan, vandag nie meer dieselfde taal nie. Die vyand het meer as net in 'n mens onder mekaar in 'n diens gekom. Hy het ons Christendom in hierdie land uit mekaar het begin drywe. En ek wil vir sê, Titus sê, dat ons het 'n waarskuwing gekry, dat ons nie oor die woord moet stry nie. In my lewe sal ek nie met 'n man stry nie. Ek sal dit vat, en ek sal huis toe gaan, en ek sal dit bepeins. Ek sal die Here vra, wys my wat hy sien. Want ek weet nie waar daai ou is nie. Ek kan nie teen iemand wat, as ek dan net 'n dom, ek kan nie teen iemand stry wat 40 jaar, as 'n gesalfde van die Here mee loop, met die woord en die kennis. Hoe moet ek, wat maar hierdie klein ouetjie is, met hom gaan staan en stry? So ek sal dit nooit in my lewe doen nie. En ek sal ook nooit vir 'n mens sê, tensy dit op wit en swart verkeerd is nie. Want ek moes hierdie week vir 'n vrou sê, ek stem nie saam met jou nie. Want selfs is ons gewaarsku teenoor die valse profesie, die valse lering. En dan vandag is daar mense in ons land wat nie na 'n kerk toe wil gaan nie, want die Here se naam word nie, of die Here, die Godheid word nie op sy naam genoem in ons kerk nie. En wanneer die Here nie op sy naam genoem word nie, wil hy nie vir homself vereenselwig nie. En ek wil vir jou sê, hoe groter valsheid is dit nie in ons land nie. Ja. Dat jy die Here op sy naam moet noem. Na 2000 jaar. Ons is al lank al gewaarsku teen hierdie goed. Die woord van die Here spreek dit. Ons het die profete, ja, daar's valse leraars, ek het dit nou net genoem. Hoor gaan wat sê Matteus 24:24, hy sê, en dan sal baie aanstoot neem en mekaar verraai en mekaar haat. Hier is nie die wêreld nie, hoor. En baie valse profete sal opstaan en baie mense vertel, en omdat die ongeregtigheid vermenigvuldig word, sal die liefde van die meeste voorkom. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Want eers moet die afval kom en die mens van hulle sondes geopenbaar word,
die seun van die verderf. En as jy verder gaan, die afval in die kerk self het al reeds begin. Dis binne tussen ons wat gelowig is. En terwyl ek hierdie gedeelte so voorberei, broer Nico, toe besef ek, en baie van julle weet, en ek wil nie uitbrei daaroor nie, die visioen wat ek gekry het, van die wêreld wat aan een kant sit, en die kinders van die Here, wat uit mekaar het gesprei word, en hy gaan lê op sy agterrug. Dan kan ek verstaan wat het hier gebeur, die vyand het so bietjie reg gekry, om ons uit mekaar uit te drywe, sodat ons liefde moet verkoel, en teenoor mekaar moet begin haat. En ek wil vir jou sê, as die liefde in ons binnekring hier moet verkoel, en ons haat mekaar hier, dan kan jy maar gaan kyk, die huwelike val uit mekaar uit, families val uit mekaar uit, want hierdie is die beginpunt. Hierdie is beginpunt. Nou kom die Here nou sê hy vir Daniel, jy lees, ek het gespreek, oor 70 jaar gaan julle terug huis toe gaan. En oor hierdie tydperk sal julle die tempel herstel, julle gaan die mure herstel, en oor hierdie tydperk sal julle stad herstel, tot ek die gesalfde bring. Dan gaan hy 'n stapie verder, dan sê hy, hoor mooi kerk, dan sê hy vir ons geslag, hy sê, daar gaan dieselfde prentjie gaan daar wees, maar daar gaan een week kom, en ek en u weet, wat wag in daai week. Ek wil vir u sê vanmôre, en vir die wêreld daar buitekant, ek het 'n opgewondenheid in my, want Jesus kom. En soos wat hy vir Daniel gewaarsku het, so waarsku hy hierdie kerk vanmôre, dat daar 'n drastiese verandering in ons binneste moet plaasvind, want die oomblik wanneer ons dit moet besef, is die tyd naby. Daar selfs mense wat so ver gaan, wat sê, Jesus kom nie meer nie, hy sal op pad. Dis so naby dit is. En ek wil hier bemoedig vanmôre, dat ons broers en susters moet nader trek, nie met haatwoorde of 'n verraaide woorde nie, maar dat ons deur liefde, die gesindheid van ons Here Jesus moet uitbeeld, soos wat dit in die woord is. Maar ek bid vanmôre, die geheim is vanmôre, dat ons gebed moet wees soos wat Daniel se is, want daar's 'n geheim vanmôre. Daar's 'n sleutel, oom Johan, tot die sukses van hierdie oorwinning. Ek en u moet vir my broer en my suster se sonde bid. Ja, halleluja. Daniel het in sy binnekamer ingegaan soos wat ons gelees het, en hy het begin bid vir sy volk. Hy het gesien hierdie volk is heeltemal van die pad af. En hy het begin intree. Maar hy begin by homself om te sê, Here, vergewe my sondes. Maar so, vergewe ook my volk se sondes, sodat ons hierdie gedeelte wat U aan ons beloof het, nie moet misloop nie. Sodat ons heelagtig kan wees om hierdie ding te kan herbou wat U vir ons beloof het. En ek wil vir U sê, daar's 'n belofte wat die Here vir my en vir U gegee het, waarvoor ons wagtend is, soos wat ons hier sit vanmôre. En ek wil U vra en U bemoedig, wil U nie vanmôre die vrymoedigheid kry om begin te bid, in plaas van om van die een te skinder, by die ander een begin intree en vir hom te bid nie. Terwyl ek maar iemand praat wat ek opkyk. Hy sê dit so mooi. Jy weet, ek is maar mens, ja, dan sê ek vir hom, pastoor, nee, dit. Sê vir my broer, jy praat met 'n medediensknegt van my. Dan kyk hy nie na die mens nie, maar hy kyk na die omstandighede. En hierdie week, terwyl ek my hart met hom oopmaak, en ek sê, die vyand het iets reg gekry, ons broers onder mekaar. Ek praat 'n bietjie hoor as gemeentevlak. Ons stamp bietjie koppe so nou en dan. Dit voel onregverdig, hierdie kant voel onregverdig, daai kant. En terwyl ek nog so luister na sy voice note, toe begin hy vir Limpopo streek te bid oor 'n voice note. En hy noem die mense op hulle name. En hy begin vir die kerk te bid. En hy sê, soos wat Daniel dit gedoen het, so moet ons dit doen. En ek wil vir u sê, as ons hier vandag hier uitstap en gaan begin regeer in gebed, soos wat Daniel dit gedoen het, en sy naaste begin bid nie, dan gaan ons die wegraping mis.
Dan gaan ons deel wees van daai laaste week. Hoe groot hy vir jou mag wees, of hy 'n hele volle 7 jaar of 'n 3,5 jaar mag wees, maar dan gaan jy deelagtig van dit wees. Want in sy naam het ons siekes gesond gemaak. In sy naam het ons geprofeteer. In sy naam het ons die Here groot gemaak. Maar wanneer ons by hom kom, dan gaan hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Want wanneer die verhouding van God gebou word, dan is die deur van jou binnekamer agter jou toe. En wanneer jy daar binnekant is, dan praat jy nie op 'n mens se naam nie. Ons praat nie op, ons noem nie 'n mens se naam wat ons wil beskuldig van iets nie. Hoor mooi wat ek sê. Ons vat die situasie en ons bid vir die situasie. Want ons geveg vanmôre is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen die owerhede en die magte van hierdie duisternis. En dit het tyd geword dat hierdie duisternis veroorweldig moet word met die lig wat in ons binneste is, wat die wêreld ingeneem het. Want ons doen dit te min. En ek wil u bemoedig vanmôre en toets dit vir jouself. Toets dit by jouself. Hoe lyk jou gebedslewe? En as jy vir my sê, ek bid elke môre, wil ek vir jou sê, wanneer jy praat, hoe spreek jy teenoor jou naaste? Want jy sien die groot prentjie van vanmôre is, ek en u moet teen die werke van die vyand bid, en nie teen 'n mens nie. Ek en u moet wandel, dag van die oggend tot die aand, en terwyl ons ry, en ek het dit al gedeel, en die ou ry voor jou in, dan moet jy kan sê, Here, ek identifiseer die vyand. Frustrasie sal nie nou plaasvind nie. Dan maak jy die werke van die vyand kragtig. Maar as jy daar regs gedraai en jy daai man uitmekaar het gevloek, dan het jy gefaal hoor. Dis tyd dat die kinders van die Here die werke van die vyand moet begin raak sien. En wanneer jy hoe jy hom gaan raak sien, is wanneer jy jou woord gaan begin lees. Want wanneer jy jou woord gaan lees, gaan God met jou spreek. God se woord gaan met jou oopgaan en met elke omstandighede hoef jy nie te worry oor wat om te sê en wat jy gaan doen nie. Die Here sal jou daardeur hou. Maar as die eenheid in Christus nie by jou begin met die verhouding met Christus nie, hoe gaan jy die een naans jou kan nader trek? Hoe gaan die een naans hom nader kan trek? En ek wil jy bemoedig, as ons, ek weet nie of dit publiek gaan wees, miskien, as ons volgende week gaan vas van hoofkantoor af, en hoe wonderlik is dit, toe ek moes hoor, dan gaan 'n vasting uit nadat ek hierdie woord voorberei het. Juist vir 'n suksesvolle konferensie, dat ons oë van die mens moet afhaal en op God gerig moet hou. Mag die Here u seën met hierdie kort woord. Amen.